voor die diens, terwyl ek hier besig was in die kerk. Hulle was besig om te oefen in een van die liedjies wat hulle sing, en ek kom sit hier so, en ek vat die Bybel en ek maak hom net oop, en ek het net so 'n gevoel gehad, ek moet na die psalms toe gaan, daar's ietsie daar, en ek maak hom oop, en ek lees hierdie gedeelte, Psalm 136 vers 1, Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En ek het so bewustheid in my hart gehad van hartseer en pyn van mense. Dat hier vanoggend mense sit wat rarig krisisse beleef. Dalk op alle vlakke van jou lewe, mense wat rarig finansiële krisisse beleef, mense wat liggaamlik krisisse beleef, omstandigheids, moeilike situasies beleef, wat hier in jou binneste hang, wat jou so trek, wat die lewe net totaal en geheel en al ongemaklik maak. En terwyl ek nou toe vanoggend nou so sit en dink, en ek toe kom hier maar net hierdie begeerte in my hart om te sê, jy weet, om vanoggend God aan te roep oor ons uitdagings. Nou maak nie saak wat die uitdaging is nie. God is groter as enige uitdaging. En God is die een wat, hy is die enigste een wat ons uit situasies kan haal. Wat omstandighede kan verander, wat kan ingryp in die diepste wese van 'n mens in, of kan ingryp en 'n totale situasie kan verander na iets anders toe. Ek wil graag vanoggend, Vader, vasgryp. Jesus, Heilige Gees, vasgryp. Vir jou uitdaging. En as jy wil ek moet vir jou bid, maak jy saak, waarvoor het is hy? Staan gou op jou voete. Sê net daardeur, Here, ek sit my vertroue vanoggend in 'n God wat goedertieren is. Ek sit my hoop vanoggend in 'n God wat goedertieren is. Ek lees weer daai versie, loof die Here, want hy is goed. Ons dien 'n goeie God, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En maak nie saak wat in jou, om jou lewe aan die gang is nie, God is groter as dit. God is meer as dit. En sit jou vertroue vanoggend in hom. Here, ek sit my hoop in U, my vertroue in U, ek hou vas aan U. Ek kan niks vir jou doen nie, maar God kan. God kan ingryp op 'n magtige bonatuurlike wyse in jou lewe. Vader, U sien elke man en vrou wat voor U staan. U ken elke hart. U ken die versigtiging van elke hart. U ken die bron van bekommernis, die bron van hartseer, die bron van somtyds doodeenvoudig wanhoop, die bron van pyn. U ken dit alles, U is met dit bekend. Daar's niks vir U onbekend in enige van ons lewens nie, Here. U sê ons hele lewe is vir U soos 'n oop brief, en U lees dit, U weet alles. Maar vanoggend kom ek na U toe, Here, want U is God, en U is die almagtige, allerheiligste. Here, U is goed, en U is goedertieren,
en U ontferm U oor U kinders en oor hulle omstandighede en oor hulle lewens. Daarom kom vra ek nou, Vader, in die naam van U Seun, Jesus Christus, ons Here en ons Meester, dat U sal ingryp in elke situasie, dat U sal ingryp bonatuurlik, Here, in elke omstandigheid. En dit maak nie saak wat dit is nie en hoe dit lyk nie. Here, al staan dit soos 'n berg voor mense, dan kom vra ek U in die naam van Jesus, vee daardie berg weg en werp dit in die diepte van die see. Ek kom vra U, Here, kom verwyder elke struikelblok wat in die pad staan, Here, van mense. Ek kom vra U in die naam van Jesus, kom bring genesing vir liggaam en siel en gees. Kom openbaar U self as die lewende, heilige en almagtige Skepper God. Die Here wat deur 'n woord alles tot stand gebring het. Die Here God wat almagtig is en wat lewe hou in die holte van sy hand. Die Here God wat groot is en goed is en goedendierenis. Kom openbaar U goedheid en U goedendierenheid aan U kinders in hierdie oomblik, in Jesus se wonderlike naam bid ek dit. En ons gee aan die Here al die lof en die ere en die aanbidding vir die uitkoms wat U bring. En ons prys U daarvoor, almagtige God. En ons loof U, en die woorde en die oordenking van ons hart sal lof en eer aan die lewende, heilige en almagtige God wees. Dankie vir die ingrype. Dankie, Here, vir die werk wat U doen. Dis U alleen. En ek prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons gesels oor seisoene in die lewe en ons het nou al oor so 9 seisoene gesels. Hierdie is die 10de een en nou die laaste een in ons reeks oor seisoene. En vanoggend gesels ons oor die seisoen van ouderdom. Wie van julle weet wat dit is? Die seisoen van die ouderdom is deel van almal se lewe. Hoe meer jy probeer weghardloop vir hom, hoe vinniger kom hy nader. En hy kom sit op jou lyf en hy is daar, jy kan nie van hom weghardloop nie. En as jy jou oogies uitvee, dan is jy daar. Is dit nie so nie? Ja. Daar sit 'n man wat hoofuitvoerende beampte was van 'n groot maatskappy. En as gevolg daarvan hy was 'n redelike senior persoon in die besigheidswêreld. En weet, as hy gepraat het, dan spring mense, daar is 'n hele paar duisend mense in sy diens gewees en onder hom gewees. So hy was goed betaal, goed en al die goeders, jy weet. So hy was, as hy praat, luister mense. En hy tree af, en nou bevind hy homself in 'n aftreeoord. Nou sit hulle het so 'n groepie manne wat so nou en dan by mekaar kom, en sit hulle daar so in 'n gemeenskaplike plek waar hulle kan bietjie sit en kuier. En nou sit hulle daar en nou gesels die manne en hulle sit nou maar bietjie daar aan ontspan. En elke keer as hulle nou by mekaar kom, dan sit hy nou en dan vertel hy nou van wat hy was en wat hy als gedoen het en hoeveel mense onder hom was en die werk wat hy gedoen het en hy begin dit nou so herhaal soos wat bejaarde mense doen. Jy vergeet mos, ek het laasweek hier dieselfde storie vir die ouens vertel. Maar nou sit en gesels hy so en op 'n stadium kom een van die ouens en hy kom sit daar langs hom en hy sê vir hom so saggies, hy sê vir hom, weet jy wat? As een ding wat ons almal hier moet besef, en ons almal wat hier is, ons weet wie ons was, is nie meer wie ons is nie.
Hy sê vir hom, sien jy daai ou wat daar sit? Hy was 'n generaal in die weermag. Daai ou wat daar sit, hy is 'n professor aan een van die grootste universiteite in Suid-Afrika. Hy was 'n professor. Hy sê, ek self was vir twee seisoene 'n lid van die parlement. Hy sê, maar ons praat nie daaroor nie, want dis nie meer wie ons is nie. Hy sê vir hom, dis soos ligte. Hy sê, jy kry 'n halogeen lig, en jy kry 'n LED, en jy kry klomp verskillende soorte ligte. Maar nou is al die ligte se krag afgesit. So nou maak dit nie meer saak wat se lig jy was nie. Ons is almal ewe donker. Nou toe ek nou die storieetjie so lees, toe sit en dink ek nou maar net aan hoe die lewe met ons werk. En dit het my op 'n plek gebring waar ek toe nou maar besluit het, ek gaan 'n bietjie gesels oor die belangrike uitdagings waaroor ek en jy ons almal moet besin oor die ouderdom. En as ons dit nie doen nie, gaan die ouderdom vir ons 'n baie slegte plek wees. Nou, ek sou graag wou gehad dat hier baie meer jong mense vanoggend was, want jy moet dit hoor, sodat jy kan leer. Want een van die dae is jy daar, as die Here vertoef om te kom. As hy ons kom haal het in tussentyd, dan worry nie een meer van ons oor ouderdom nie, of oor enige ding nie. Ons gaan net aan, is dit nie? Ja, absoluut. So wat is die goeders waaroor ons moet besin? Die heel eerste ding is, ons moet die werklikheid van tyd en sterflikheid in die gesig staar. As ons jonk is, jonk is relatief, maar as ons jonk is, dan dink ons nie regtig aan doodgaan nie. Is dit nie so nie? Jy dink nie daar nie, maar daar is 'n tyd en 'n plek en 'n ouderdom waar dood 'n groter realiteit in jou lewe raak as wat dit was 'n paar jaar gelede. En jy besef, weet jy wat, ons is hier so half aan die eindvak van ons loop met mekaar. Ek lees so 'n stukkie en in die stukkie skryf hulle dat ons moet deel met die meedoenlose mars van tyd. Die tyd loop net. Hy vra nie toestemming nie, hy gaan net. En maak nie saak hoe groot en sterk jy is nie, jy kan nie voor hom gaan staan nie, jy kan hom nie stop nie, jy kan nie vir hom sê jy mag nie hier nie, jy kan nie vir hom sê jy mag nie daar nie, hy loop net. Hy gaan net aan en hy stap net sy pad. En ons almal, ons persepsie van tyd verander. Kyk, toe ons nog op skool was, het jy nou geleef van vakansie tot vakansie. Is dit nie so nie? En verjaarsdag tot verjaarsdag. En Kersfees tot Kersfees. Dit was min of meer die hoogtepunte van jou lewe. En ek wil jou sê, vakansie wou net nie kom nie. Ek weet nie of julle ook so gevoel het nie. Skool was verskriklik lank. Jy weet, as jy in die oggend opstaan en jy gaan die heel oggend in die skool. 'n hele oggend. En dit vat so lank, veral as jy nie jou huiswerk gedoen het nie. Daai periode was die langste van almal. Dit was maar hoe die lewe werk. So ons persepsie van tyd verander. Nou sit ons op 'n plek waar ons sê, maar die tyd hardloop so vinnig verby. Wanneer ons ouer word, het ons tyd om ons lewenskeuses te evalueer. Dis tyd wanneer jy stop en so kyk na jou lewe en sê, wat het gebeur met my en waar is ek en waar kom ek vandaan en hoe het ek gekom waar ek nou is en wat is die goeders. Ons moet ons lewenskeuses verwerk, want ons
pluk nou baie keer die vrugte van ons lewenskeuses in ons ouderdom. Jy weet wat die goed wat ons gesaai het as jong mense, is die oes is nou op die land. En ek en jy is besig om hy oes in te samel. In Psalm 90 verse 12 says, so teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Hy sê, kom ons kyk na die tyd, Here, ons wil kyk na die tyd, sodat ek dit wat ek oor het met wysheid kan hanteer. Nou, almal van ons voel die tyd gaan vinniger verby, is dit nie? Ja, ek wil, 'n jaar is nie meer jaar nie. Dis nou, hy is baie korter as wat dit is, maar eintlik is dit nie, hy is maar presies dieselfde nog steeds. Ek het eendag toe sien ek 'n verduideliking van tyd. Jy sien, as jy nou na die spiraal kyk, dan daai spiraal is tyd. Nou as hy reg in die ronde gegaan het, ons sê nou maar vir ons is 'n jaar verby. So dis vandag die 12de Oktober. Okay, so 12 Oktober laas jaar, okay, was daar 'n tyd gewees. En nou het daar 'n jaar verby gegaan. En nou is dit 12 Oktober 2025. En as die tyd aangaan, gaan daar nog 'n jaar kom. En nog 'n jaar kom. En nog 'n jaar kom as die Here ons spaar. So die tyd kom, maar ons beleef tyd op 'n ander manier. Daar's nog steeds net 24 ure in 'n dag. En 24 ure 'n dag vir almal. Daar is 365 dae in 'n jaar vir almal. Maar hoekom voel dit vir ons korter? Dis soos hierdie spiraal. Dis presies dieselfde tyd. Presies dieselfde tyd. Maar omdat hy soos 'n spiraal loop, as jy in die binnekant se sirkeltjies gaan, hulle gaan al hoe vinniger, al hoe vinniger, al hoe vinniger. En dis hoe dit vir ons voel. Dis hoe tyd voel vir alle mense. Hoe ouer jy word, hoe vinniger hardloop hy spiraaltjie. Ek is doodseker, almal van ons het al op 'n stadium gekyk en gesê, kyk waar is die jaar al? Kyk hoe vinnig is die tyd verby. Jy sit nou by jou verjaarsdag, as jy weer oor uitvee, is dit nog 'n verjaarsdag. Dis hoekom, as ons ouer word, dan sê ons wil nie meer verjaar nie. Asof jy die ding kan breek, jy kan hom nie breek nie, hy bly daar. So tyd is anderste van ons, en ons moet dit verstaan, en ons moet dit bedink, en ons moet vir onsself sê, wat is die tyd wat ek oor het, en wat maak ek met daardie tyd? So as ons iets daaruit moet wegvat, dan moet ons vir onsself sê, bestuur die tyd wat jy oor het met wysheid. En nie een van ons weet hoeveel tyd ons oor het nie. Party van julle mik, ek het altyd gesê, ek mik vir 120. Kyk, hoe lag julle nou so vir my? Hoekom kan ek nie mik vir 120 nie? Die Bybel sê 120. Ok, daar waar die Bybel sê 70 jaar, en as jy sterk is 80 jaar. Julle moet dit in die konteks lees, hy praat met Israel wat in die woestyn is. Hulle het net 70 jaar gehad om te leef. Dan sou die geslagte uit wees. 80, as jy sterk is, dan was die geslagte weg, dan kon die ouens weer teruggaan na die beloofde land toe. Ok, so daai versie is nie van toepassing op my nie. Die een van 120 is van toepassing op my. Ok, net so terloops, ons moet reg eksegese doen, as ons na die goed kyk. Ons bely goed oor ons, wat ons nie oor ons moet bely nie, hoor. Ok, so 120 jaar, hier kom ons. Ok, die volgende ding wat ons moet oordink is, ons moet ons fisiese en ons verstandelike agteruitgaan verwerk. Broer en suster, die fisiese aspek van ouderdom is vir baie mense 'n groot stryd. Almal, julle weet, as jy ouer word, hoe sê baie mense, as jy die oggend opstaan en jy weet, jy voel geen pyn in jou lyf nie. As jy nou oud is, dan sê hulle, as jy opstaan en jy het geen pyn in jou lyf nie, of wakker word, laat ek dit so sê, dan is jy dood. Maar as jy wakker word, dan voel jy, hier sit 'n ding, daar sit 'n ding, en jy staan op en jy kraak as jy opstaan.
Wie van julle wil al saggies opgestaan en ek wil nie vir my vrou, ek wil nie vir Annelien wakker maak, maar as ek so om my bed stap, ek klap hierdie knie en dan sê tik tok tik tok, gaan hy aan met hom. Totdat die olie begin werk. Ek weet nie, iets begin werk en dan gaan jy weer aan. So jy sit daar en jy het pyne waar jy nie eens geweet het jy plekke nie. So dis deel van die lewe. Die liggaamlike agteruitgaan is daar. Ons liggame werk nie meer soos wat dit gewerk het nie. Jy kry vinniger seer. Dis so eenvoudig soos dit. En weet jy wat? Ou beserings kom sê hallo vir jou. Hier's 'n paar manne wat nou, weet toe hulle jonk was, het hulle rugby gespeel en al daai goed gedoen. Jy kry 'n beseringkie uit, jy skit hom so vinnig af, want jy wil vinnig weer terugkom op die veld, né? Okay, en baie keer sê hulle, spyt my net 'n dingetjie dat ek kan gaan speel. Nou is jy op daai ouderdom, nou betaal jy die prys. En nou kom sê vir jou, hallo, hier is ek weer, en hy praat met jou en hy kom sit daar by jou. Ons het minder stamina. Jy is nie meer, man, jy is nie meer 21 nie. Jy kan nie meer doen wat jou lyf kan nie meer daai doen nie. Dis so eenvoudig soos dit. Ek het so nou en dan, ek gaan gou 'n bietjie daar die slaapkamer uitpraat. So nou en dan het ek my vrou getackle. Julle weet wat tackle, né? As sy nou daar in die kamer is en sy stryk of iets, dan sal ek sal dan so tackle. Kom ek haar uit van die deur af. Dan tackle ek haar op haar bed. As ek haar nou tackle, dan vat dit 'n week om op te staan. Ons bly net daar. Ons lê net daar. Is die lewe. Ons weet, een van die siektes van ons tyd, en goed waarmee baie mense stoei is demensie. Nou die feit dat ons vergeet, is nie noodwendig te sê jy het demensie nie. Maar jy weet, jy vergeet 'n bietjie meer. Jy sien nou iemand, jy groet hulle, jy sê hallo vir hulle, jy ken hulle name, en net toe dan vra iemand vir jou, wie is daar, en dan sê, nee, ek kan nog glad nie onthou nie. Weet jy wat vir my die ergste val is? Wanneer ek nou mense ken vir 20 jaar, 20 jaar, ken ek hulle, jy weet, jy leef saam met hulle, jy ken hulle, en dan skielik vra iemand vir jou, wat is daai ou se vrou se naam nou weer? En dan is hy net weg. Hy verdwyn net, ek weet nie waarheen gaan hy nie. Dis asof iemand net 'n gordyntjie so oor jou getrek het, en woep, wap, is dit weg. Hy kruip terug so na 'n ruk, asof hy jou skrik wil maak. Dan kom hy weer terug. So ons vergeet. Dis deel van wat ek en jy mee moet deel. Weet jy wat is een van die grootste vrese rondom fisiese en verstandelike agteruitgaan vir ouer mense? Is die vrees dat ek my onafhanklikheid sal verloor. Dat ek gaan onafhanklik raak of afhanklik raak van iemand anders. Die vrees dat ek my vermoë om die lewe te geniet sal verloor. En hier is die werklikheid van ouderdom. En ek moet dit hanteer en ek moet dit verwerk en ek moet daarmee deel. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Ek en jy het hierdie stukkie vertroue in ons God, dat al sou my liggaam agteruit gaan, hier in die binnekant is ek besig om te groei. Hier in die binnekant kan ek verbeter. Hierdie mens in die binnekant kan sterker word, groter word in die koninkryk van God. Ek kan 'n verskil maak met my lewe. So, moenie aanhou fokus op wat jy verloor het nie. Kry nuwe maniere om aktief te wees. Maniere wat vriendelik is met jou liggaam. So kry dit en doen dit. Pas aan, maar kry vreugde op ander maniere. As jy baie sportief is, nou
kyk, verstaan my mooi, né? Daar's mense wat in hulle ouderdom nog kan 10 kilometer draf. Hulle is 80 en 10 kilometer draf. Maar nie almal is so gebou nie. Nie almal is so gemaak nie. Ons liggame, miskien kan jou liggaam dit net eenvoudig nie meer hanteer nie. Jy weet, baie keer hoe moeilik dit raak om te loop. Al die goeders wat daarmee saamgaan. Maar kry 'n nuwe manier, soek 'n ander manier om jou liggaam aktief te laat wees, wat jy kan geniet, wat vriendelik is met jou liggaam, wat jy kan geniet. En as jy nou nog kan draf man. As jy nog kan, golf speel golf. As jy nog kan stap, daar seker goed wat jy van af weg bly. Wat is daai ding met die tennisraketjie wat hulle nou speel hier so aan die kant? Pickleball, wat is daai ding se naam? Paddle. Bly weg van die ding af, man. Los dit vir die mense met die jong lywe. OK, julle verstaan, jy gaan nie nou rolstoei nie. Daai is soos rolstoei. Dis eenvoudig. OK, ons moet alleenheid en isolasie verwerk. As ons ouer word, dan word ons sosiale kringe kleiner. En daar's 'n logika daaraan verbonde. Die mense om ons, wat deel is van ons vriendekring, is besig om uit te sterwe. Ons vriende gaan dood. Vriende trek weg. En jou groepie en jou word al hoe kleiner. Die kinders raak besig met hulle lewens, en in sommige mense se lewens raak die kinders weg. Ons het al hoeveel keer met bejaarde mense gesit, wat se kinders in dieselfde dorp bly, maar die kinders is weg. Weg uit hulle lewens uit. So dit is verskriklik moeilik. Ons kinders trek oor see. Jy sien hulle eenmal in 2 jaar, party mense eenmal in 5 jaar. Party mense sit met kleinkinders wat 7 jaar oud is, hulle het nog nooit die kleinkind gesien. So vasgehou, gedruk nie. Ja, ons het telefone en ons het Face en ons kyk mekaar in WhatsApp, video calls en al die goeders wat vandag gevoorreg is, wat vroeër jare nie daar was nie. Jy sien, in 'n stadium het jy 'n ouma en 'n oupa gehad, en jy het 'n ma en 'n pa gehad, en jy het ooms en tannies gehad. En dan skielik vind jy uit, maar nou, ek is nou die oom en die tannie. Het julle agtergekom hoe groot skok is dit die eerste keer as iemand vir jou sê oom? Is dit nie so nie? Veral as dit seker mooi jong meisiekies is. Dan sê vir jou, hallo oom. Wat bedoel jy oom? Dit werk mos nie so nie. Nee, nou skielik is jy oom, en dan skielik is jy die ma en die pa. En as jy oor uitvee, is jy ouma en oupa. So, daar's 'n verlies aan vriende. Daar's 'n verlies. Ek kan onthou my skoonpa baie kere soos daar by hulle is. Nou, hulle vriende het al om hulle gebly waar hulle huis is. Hulle het vir baie jare daar gebly. So hulle was vriende met al die bure om hulle. En soos wat die tyd verbygegaan het, is een na die ander een is oorlede. Een na die ander een. En ons baie kere, dan sal hy so, my sê, ja, daar het Boet gebly. En dan, maar hulle is nie meer daar nie. Dan raak jy alleen. Jy kan, daar's ander mense, daar's vreemde mense wat nou daar bly. Jou vriende verdwyn stukkie vir stukkie. Jy verloor 'n lewensmaat. Iemand waarmee jy die lewe vir 40 jaar gedeel het, is nie meer daar nie. Dis 'n alleen plekkie daai. Jy klim alleen in die bed. Jy sit by 'n tafel, jy eet alleen jou kos. So, isolasie en alleenheid is die ding waarmee ons duidelik moet deel. Isaiah 46 verse 4 says, even to your old age, I am he. In Afrikaans sê, is ek dieselfde. I am he. And to grey hairs, I will carry you. I have made, I will bear, I will carry, and will save. So, God sê vir jou,
as jou hare grys geraak het, en al hierdie goed is om jou gebeur, hy sê, ek is daar vir jou. Ek sal jou dra, ek het jou, hy sê daar, I have made, ek het jou gemaak, ek sal jou dra, ek sal jou ondersteun, en ek sal jou veilig hou. Dis wie hy is, en jy kan altyd op hom bly vertrou. Maar wanneer ek en jy met isolasie moet deel, hoe los ons dit prakties op? En eenvoudig is, soek aktief na konneksie. Moenie jouself onttrek nie. Dit is baie maklik om te doen. Om maar net een kant toe te skuif. Jy sien, kan ek gou jou almal se aandag kry? Mooi kan hoor wat ek sê. As jy hier diskonnekteer, dan diskonnekteer jy ook hier. So begin om hier te sê, weet jy wat, ek kan nog konneksie hê, ek kan nog kontak hê met mense. Jy hoef nie 300 vriende te hê nie, maar jy het vriende nodig. Jy het mense nodig. Dis hoekom dit so noodsaaklik is, dat ons deel vorm van klein groepe. Dat ek deel is van 'n geestelike gemeenskap van 'n klein groep, klompie mense saam met wie ek die pad loop en met wie ek die lewe kan deel, met wie ek kan praat, wat bewus is van wat in my lewe 100% aan die gang is. Ek is die pastoor van die gemeente, maar ek weet nie wat 100% in elkeen van julle se lewens aan die gang is nie. Dit is net onmoontlik vir my om dit te kan doen. Maar as jy in 'n klein groep is, waar daar 10, 12 mense is wat omgee vir mekaar, is baie makliker om te verstaan wat gaan in mekaar se lewens. So, hou konneksie, bou konneksie, soek aktief na konneksie, moenie onttrek nie. In onttrekking gaan jy verlore raak. Ons moet verwyte en onvervulde drome verwerk. Kom ek vraag gou net 'n vraagie. Wie van julle het 'n droom gedroom, as 'n jong mens, nou, in jou lewe, drome gedroom, en nou is jy nou al in jou ouderdom, en daai droom het nooit uitgekom nie. Wie van julle het dit gedoen? Almal van ons. Daar is sekere goeders wat net nie gaan gebeur in jou lewe nie. Ons voel soms, ek het meer as een lewe nodig. Ek het 120 jaar nodig vir al die goedjies wat ek wil doen. So, ons moet deel met ons verwyte. Ons wonder, in die ouderdom wonder jy baie keer oor die paaie wat ons nie gekies het nie. Weet, ek dink maar, as ek dit gedoen het, as ek daai rigting ingeslaan het, as ek daai tyd daai keuse gemaak het, jy weet, jy moet net nie op 'n plek kom en jy sê, as ek daai tyd net nie hierdie vrou gekies het nie, of as ek daai tyd net nie hierdie man, ek moes Saartjie gevat het, sy het seker mooi blou oogies gehad, maar haar tong was nie so skerp nie. Wat ook al, of ek moes maar gesettel het vir Pietertjie, wat ook al. Ek wil die name noem nie, net is aan moeilikheid. Ek is dan gelukkig nie met 'n Pietertjie getroud. Maar ons besin oor wat sou gebeur het as ek daai keuse gemaak het, of as ek daai pad geloop het. En dis okay om te besin daaroor, ek moet net nie daar nes maak nie, en broei nie, want as ek daar broei, dis waar die moeilikheid uitkom. Dis waar die moeilikheid uitkom, jy kan nie daar bly en broei nie, jy moet wegkom daarvan, dis gevaarlik om daar te bly. So, weet, kom, ek sal aan die einde dit sê, ek gaan dit nie nou sê nie. Baie keer voel ons het tyd gemors. Ons het tyd gemors met 'n ding, met 'n saak. Jy kyk na hom terug en dink jy, ek het nou my tyd gemors daar. Wel, jy kan niks meer daaraan doen nie, daai tyd kan jy nooit weer terugkry nie. So dis okay om daaroor te dink, maar verstaan dat jy gaan dit nie weer terugkry nie en jy kan dit nie verander nie. Jy leef nou daar waar jy nou leef, so wat moet ek en jy maak met die tyd wat ons het? Psalm 90 vers 10 sê, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar en as ons baie sterk is 80 jaar. Onthou wat ek gesê het, hy praat met wie praat hy? Oor wie praat hy hier? Die Israeliete.
Nee, hy praat nie oor ons, hy praat oor die Israeliete in die woestyn. Hy sê nie uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Ek wil net die laaste gedeelte hê. Soms kan die lewe druk op jou sit en pyn op jou sit en die lewe vlieg na sy einde toe. Vlieg na die ouderdom toe. Vlieg na hierdie goed en skielik is die tyd verby. Jy kan nie meer teruggaan en gaan terughaal nie. Daarom verwyte is 'n kragtige emosie en ons verstaan dit. Partykeer sit ons met ernstige verwyte oor keuses wat ons gemaak het in die lewe. Dis 'n ernstige emosie, maar is ook 'n kragtige motiveerder. Daarom kan ons goeders probeer doen nou in ons ouderdom wat ek nog nooit probeer het nie. Staan op en doen iets niets. Ek wil nou nie sê gaan klim 'n berg nie, maar daar sekere goeders wat jy nog kan doen. Moenie vir jouself sê ek is nou so oud nie, ek kan dit nie meer doen nie. Sê vir jouself, weet jy wat, daar's nog drome om te vervul, daar's nog drome om na te jag. As jy passie het, daar's dalk goed wat jy wou gedoen het jou hele lewe lank. Jy wou dalk geskilder het. Wel, jy het nou tyd, skilder man. Jy wou geskryf het. Jy het al die tyd skryf. Doen die goeders wat jy kan doen. Vra Vader, Here, wys vir my wat ek kan doen en laat ek 'n keuse maak hieroor. Dat ek nie net wegkwyn nie. Jy's net oud, jy's nie dood nie. Julle hoor dit, né? Jy's net oud, jy's nie dood nie. As jy dood is, dan kan jy nie meer nie. Maar terwyl jy lewe en asemhaal, is daar nog 'n tyd vir jou om iets te doen met jou lewe. Wat sinvol is en lekker is. Maak klaar met jou verwyte en sê, wat gaan ek doen met die tyd wat ek oor het? Hoe gaan ek hierdie stuk van my lewe leef? Hoe lank ek ook al het, maak nie saak nie. Maar dat dit ten minste sinvol is vir my. En weet jy wat, moenie daarmee begin wanneer jy 80 is nie man. Begin daarmee wanneer jy 13 is. Julle hoor wat ek sê. Ons moet die uitdaging om relevant te bly, moet ons verwerk. Die wêreld en die lewe verander geweldig vinnig. Die uitdagings waarmee vandag se jong mense sit, het ons nog nie eens begin bedink toe ons tieners was of jong mense was. Die goed wat vandag deel is van die lewe, selfone, die tipe van goeders, is net onsagwekkend hoe die lewe net so, dis soos 'n brander wat net aanhou rol, hy hou net nooit op nie. En dan lyk my, hy word al hoe groter hoe verder hy gaan. Ek kan onthou, miskien het ek het, ja, ek weet, ek voel nou amper soos wat ek net nou gesê het, ek is op baie ouderdom waar ek vergeet ek het al iets vertel. Of julle wat dit nie gehoor het nie. Ek kan onthou toe die eerste selfone uitgekom het. Wie van julle kan dit onthou? Kon nie selfone, bakstene het uitgekom, né? 'n baksteen met 'n aerial. Dis was hoe dit gelyk het in die begin, daai so groot ding. En ek kan onthou nou, net toe ons nou so, was toe ek net so, so in die oorgang van, net in die bediening ingekom het, daai tyd toe die selfone beginne uitkom het, dan sien jy nou, van hierdie ouens het nou vroeg gearriveer het. Daar's mos nou vroeë arriveerders, die ouens wat vinnig innovasie aanneem. Hulle het al almal so 'n foon wat hulle hier gedra het, so aan die bel, né? So. Dan as hulle loop, dan sien jy hulle loop so. Hulle kan nie wag laat daai telefoon lui nie. Jy kan nie wag, die ding moet net lui, man. Ek wens iemand moet my bel. Jy weet? Hallo. Vandag het almal selfone. Vandag is dit niks. Vandag, as jy nie een het nie, dan het jy nie 'n selfoon nie. Jy weet, dis hoe die lewe werk vandag. En dit maak dat baie van ons nie bybly nie. So ons het hierdie stoei met die tegnologie wat vooruit hardloop en ons wat bietjie stadiger is as die tegnologie. Nou luister gou mooi vir my. Maak nie saak wie jy is nie en hoe briljant jou brein is nie. Jy gaan altyd agter tegnologie bly.
Want die spoed waarteen dit groei is ontzagwekkend. So ek en jy is die hele tyd besig met opvang, wat tegnologie aanbetref, en wat hierdie goeders aanbetref. So, as ons ouer voel, dan voel ons ouer word, dan voel ons baie keer agtergelaat met tegnologie. En jy moet iets daaromtrent doen, want dis die lewe waarin ons leef. Ons nou die dag, ek en Annelien moet gou daar by die bank goed uitsorteer, en nou sit ons daar, en daar's mense wat 'n rekening wil oopmaak, en hulle sukkel en stoei, en ek sê vir haar, nou is daar so 'n bord aan die bank, wat sê, hierdie goeders kan jy nou doen op jou foon. Jy weet, jy doen dit nie meer daar binne nie. Hulle help jou nie meer met die goedjies nie. Nou lees ek so deur die goedjies en dink ek, die meeste mense weet nie eens wat daai goedjies beteken wat daar staan nie. Maar jy moet dit jouself help daarmee. So jy moet dit self uitsorteer. As jy alleen is, en jy staan in jou ouderdom, is dit nogal 'n moeilike plek om daar te staan, en jy het 'n foon, en jy moet op 'n app ingaan vir jou bank, en net om daar in te gaan alleen is 'n werk. So nou moet jy dit bestuur. Die jong mense sê, ag, ouma, gee hierso. Wat het jy nou gedoen? Het is maar net so eenvoudig so dit. Dis net so, dis so die spoed is met alles wat hardloop. Nee, dis so die lewe werk. Weet jy wat? As jy wil relevant bly, moet jy nuuskierig bly. As jy nie meer nuuskierig is nie, gaan jy niks meer leer nie. Dan gaan jy net sit met jou ou kennis en jou ou vaardighede. Leer iets niets aan. En al vat dit jou 'n bietjie langer om dit aan te leer, dis okay, maar moet net nie agterraak nie. Want as jy eers agter is, dan is dit baie makliker om naderhand net op te gee. En jy kan nie opgee nie, want dan gaan 'n tyd wees en 'n oomblik wees, wat jy alleen is, wat niemand jou kan help en jy moet jouself uitsorteer dan. So maak seker dat jy relevant bly. Leer nuwe tegnologie aan. Vra, bly in koneksie met die wêreld om jou. Weet wat aan die gang is. Ons moet weer 'n doel vir die lewe vind. Ja, weet jy wat, mense tree af. Die kinders is uit die huis uit. Baie mense se lewe draai om die twee goed. My werk en my kinders. Dis waar hulle lewe gaan. My werk en my kinders. Nou, eerstens gaan die kinders uit die huis uit. Hulle is nou bietjie weg, hulle doen hulle eie ding, hulle is oralste. En nou het jy nog net jou werk oor. Skielik het jy nie meer jou werk nie. Jy is nou afgetree. Wat nou? Nou sit jy asof jy geen doel meer het in die lewe nie. Wat maak jy nou? Jy het hierdie klomp tyd, jou hele dag was in beslag geneem met jou kinders, opstaan in die oggend, regkry vir skool, al die goedjies regkry, uitgesorteer kry, jou hele dag het daarom gedraai, jou hele dag het gedraai om, ek staan op in die oggend, ek gaan werk toe, ek doen my werk, en aan die einde van die dag kom ek terug, en hier soos ek is by die huis, en dis nou rus ek so 'n bietjie, en nee, ek kan nie rus nie, want my kinders is hier so, en ek moet bietjie aandag gee aan hulle, en ons speel 'n bietjie, en kuier 'n bietjie, sort huiswerkies uit, en al die goeders, so alles, 'n Saterdag het gegaan oor kinders se sport, skielik is hulle nie meer daar nie. Nou is daar, wat maak ek nou met 'n Saterdag? Wat maak ek nou skielik met die tyd wat ek oor het, want ek het nie meer die werk nie, ek het nou afgetree. So, ons het op 'n plek begin leef, waar die rolle wat ons vervul, ouerskap, of werknemer, of wat ook al, daai rolle het ons gedefinieer. Daai rolle sê vir ons, wie is ons? So ek is die pastoor. So wat gebeur as ek nie meer die pastoor is nie? Wat is dan my rol? So almal van ons sit met dit, en dis deel van hierdie proses. Jy's 'n ouer, jy's 'n man, jy's 'n vrou, jy's 'n versorger. Jy's 'n pa, jy's 'n ma, al die goeders wat ons is, daai rolle is deel van jou en my lewe. Dis die goed wat vir ons struktuur en betekenis gee in die lewe. En skielik is dit nie meer daar nie. So wat moet ek doen? Dis wanneer mense sit by die huis
En weet, mammy het die huis gehardloop, in die oggend opgestaan, gesorg, alles is reg, deur die huis gehardloop, alles is reg. Die manne kom net in die aand van die werk af terug, en hy skop sy skoene uit, en hy kry sy pantoffels, en hy kry sy koppie koffie, en hy gaan sit met sy koerant. Is dit hoe dit werk? Ja, nee, ja, oké, nie so nie, julle sal dit nooit so doen nie. Oké, maar die vrou hardloop, die hele huishouding, alles is onder haar beheer, sy weet waar is alles. Vra vir die man, waar bære jy hierdie pot? Is dit ons pot? Dis vir so dit werk. Ga jy gou vir ons koffie maak? Waar bære ons die koffie? Dis maar so hierdie goedjies werk in ons koppe. So jy het hierdie hele besigheid, en nou skielik, is jy daar onder mammie se voete die hele tyd. Dis 'n resepie, daai, vir moeilikheid. Want jy begin nou inmeng. Hoekom is die ding hier? Moet hierdie ding nie daar staan nie? Nee, maat. Kryf jou iets om jou besig te hou, los hulle uit. Los hulle pelles, los het net. Vat jy die garage is joune. Daar kan jy maak wat jy wil. Daar kan jy die goed skuif soos wat jy wil. Moenie naskuif in mammie se kombuis nie. Okay, jy gaan pakslaag kry. Okay. Ons moet gaan sit en ons moet vir onsself sê, weet jy wat is my doel in die lewe en hoekom is ek nog? Want die feit dat jy afgetree is, maak jou nie doelloos nie. Jy verstaan dit? Die feit dat jy nie meer 'n werk het nie, of nie meer werk nie, en afgetree is, en jou kinders nie meer in die huis is nie, beteken nie skielik jy is nou niks nie. En ek gaan aan die einde, gaan ek net 'n bietjie meer daaroor sê. So wat wil ek net sê by hierdie punt is, herfokus op iets waarvoor jy nou tyd het. Herontdek jou passie. Maak 'n verskil in mense se lewens. Daai goed bly presies dieselfde. Jy kan nog steeds jou passie leef. Maak nie saak wat dit is nie. Om voeltjies te kyk, of om te skilder, of te skryf, wat ook al, of om tuin te maak. Leef jou passie. Hou jouself besig. Bou 'n nuwe identiteit. Wat nie gekoppel is aan jou pos, of aan 'n spesifieke benaming nie. Een wat nie gekoppel is aan wat jy doen nie, maar aan wie jy is. Maak dit jou nuwe identiteit. Ons moet die rolle, die verandering van ons rolle in die familie moet ons verwerk. Jy sien, ons verander. As ons nou met manne praat, nou soos die proses waardeur ons gaan is, daar's verskillende fases in 'n man se lewe. Een van die fases van die hoogste, nie die hoogste nie, maar een van die groot fases vir 'n man en vrou is wanneer jy koning is. Jy is nou die koning. So jy is op die toppunt van jou lewe as koning. En die vrou is koningin. En jy is in jou huis as jy koning. So en jy het jou koningin wat saam met jou is en jy is op die toppunt en dan skielik op 'n stadium dan moet jy nou wegskuif van koning af en jy moet jou koningskap afgee. Dis so 'n moeilike ding om te doen. Om koning te wees is so lekker, maar jy sê dit maak so, doen so. En almal hol. Jy sien, maar nou raak jou kindertjies groot. Nou kan jy nie net vir hulle sê maak so nie. Want jy sien, daai jong manne is besig om op te staan. En hulle flex hulle muscles. En hulle kyk na die kroon op die kop. En hulle begin dink, ek moet ook 'n kroon dra. En is reg, want in hulle eie huise moet hulle die kroon op die koppe begin sit, sodat hulle konings kan word. Maar weet jy wat is in die proses besig om te gebeur? Jy is besig om die koningskap te verloor. Nou jy kan beklei voor daai koningskap, en al wat dit gaan doen is, gaan vir jou 'n klompie hartseer bring. Een of ander tyd moet jy die kroon afhaal. Maar jy sien, jy verander nie dan na niks toe nie. Dan word jy 'n wysgeer. Dis 'n mooi woord, né? Nou is die Engelse naam uit my kop uit. Nee, wise counsel, dis 'n groot woord daai.
Amper sê ek wizard, maar dit is nie wizard nie. Jy word 'n slim ou man, 'n ou met wysheid, okay? So jy het nou jare van wysheid opgebou. Jy word 'n mentor. Jou rolle verander. Jy is nie meer koning nie. Jy kan nie meer soos in jou eie huis etinggebied nie. Jou volwasse kinders stap daarin en hulle het hulle eie kinders. En hierdie jong man en jong vrou wat daar sit, is volwasse. Hulle neem hulle eie besluite. Hulle doen hulle eie ding. So nou moet jy so begin optree. Jy kan nie meer optree as die koning nie. Jy moet nou met wysheid begin optree. Die koningin kan nie meer regeer soos die koningin nie. Want die is nou 'n ander queen in die huis. So nou, dit is nogal moeilik daai enetjie, vir ons almal. Maar jy moet daarmee deel, jy moet daarmee werk. Jy moet die besef in jou hart hê, ek kan nie meer my kind hanteer soos 'n kind nie. Hulle is volwassenes. My rol teenoor my kind is besig om te verander. Ons verander meer in 'n vriendskapsverhouding as in 'n pa. Kyk, jy bly altyd pa-kind. Dis so eenvoudig as dit. Weet, my kinders verstaan en ek bly altyd die pa as in ons konteks. Maar ek kan hulle nie meer hanteer soos tieners nie. Alhoewel ek baie keer dink 'n mens moet. Maar jy kan nie, want hulle is mooi groot. So jou rol verander en ek en jy moet dit begrip hê daarvoor, ons moet verstaan. En weet jy wat nou, daar's 'n ding in ons wêreld, wat as gevolg van omstandighede, van baie goed wat 'n rol speel, jy as 'n ouer, het vir jouself gesê, ek is klaar met kinders groot maak. Né? Ek is klaar met kinders, ek het nou my kinders is groot, hulle het hulle eie lewens, en dan skielik, dan stap daai volwasse kind jou lewe in. En hier sit hulle. En jy sorg weer vir hulle. Maak nie saak, wat is die rede nie, die omstandighede nie, daar is miskien baie goeie redes daarvoor, en dit gaan nie oor die meriete van die saak nie. Al wat ek sê is, soms sit jy as 'n ouer in hierdie omstandighede, waar jy nou met kleinkinders groot maak. Dis net die omstandighede, dis net so. Ek het dit ervaar, ek bedoel, ek was 12 jaar oud, toe my ouers skei, en ek gaan bly met my ouma en oupa. En nou, hulle twee groot kinders, wat groot is, wat veronderstel is om na hulle eie kinders te kyk, maar nou bly ek by hulle moet my groot maak. So ek raak hulle verantwoordelikheid, finansiëel, op alle vlakke, maar julle opvoeding kom van hulle af. So dis 'n moeilike plek, en hoe ouer ons is, hoe moeiliker is dit. Hey, weet julle wat nou, ek het so klein seentjie, hy is 4 jaar oud, hoor jy, hy beweeg man, daai laat hy beweeg, as hy by ons kuier, en dis lekker, as hy kuier by ons, is lekker, ons geniet dit, ons speel 'n hond uit die bos uit, maar weet jy wat nou, aan die einde van die dag, kan ek voel, ja, dit beweeg vandag, hy laat jou kilometers opsit, daai laat hy, dis wat hulle doen, en dan kom jy agter, en nou ek is nog jonk man, jy verstaan, nou, daar's mense wat dan nou al bietjie aangestap is, party mense is al 60, dan moet ek nou vir myself lag. Maar ek sê, dit is 'n goeie een gewees. Okay. Maar baie mense is al 80, jy weet, jou liggaam is nie gemaak om 'n kleuter groot te maak nie. Jy is nie daarvoor gemaak nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Maar soms is omstandighede presies dit. Dis wat omstandighede is. En baie ouers sit presies daarin. Maar jy moet daarmee deel en jy moet dit verwerk. Dis verskriklik belangrik. Job 12 verse 12 says, wisdom is with the aged, and understanding in length of days. Dis mos so, ons almal weet hoe die ouer kind ding werk, en dan jy met jou kleinkinders werk, en al die kinders altyd, hoekom kan hy wegkom met die goed waarmee ek nooit kon wegkom nie?
Dit is mos hoe dit werk. Weet, jou kleinkinders kom weg met goed. Is net omdat jy wyser is en meer rustiger is en bietjie meer verstand het as toe jy nou jonger was. En jy het, hulle word nie ge-issue met 'n handboek nie, ons weet dit nou al. So jy het nou al jou eie handboek geskryf oor die jare, oor wat maak jy met kinders. So jy gebruik jou eie handboekie en daarin het jy al geleer om bietjie rustiger te wees. So ons het ander manier, maar weet julle wat is verskriklik belangrik, is dat ek hierdie wysheid wat ek het moet toepas, ook in my verhouding met my kinders. En ek wil net ietsie daaroor sê, jy moet leer in hierdie konteks van kinders grootmaak en deel hê van jou lewe, jy moet leer om 'n balans hiermee te handhaaf. Soms moet jy nee sê, om tyd te hê om te herstel. Hoor jy wat ek sê? Somtyds moet ek en jy kan nee sê vir 'n sekere situasie en sê, nee, ek kan nie nou nie, ek moet ook rus as 'n mens. So dis belangrik dat ons daaroor dink. Ons moet die aanpassing by aftrede en die verminderde finansies verwerk. Luister gou. Wie van julle het al agtergekom jou geld is minder nadat jy afgetree het? Ja, dis rof. By aftrede skop hy realiteit in. Jy het nie meer soveel as wat jy gehad het nie. Daai polisie wat jy uitgeneem het toe jy 23 jaar oud was, hy beteken niks vandag nie. Want jy kan omtrent nie as 'n kar se band mee met daai ding koop nie. So ons verstaan dat jou finansies is minder en jy moet leer hoe om dit te hanteer en te bestuur. Jy sit skielik nou met te min geld en te veel tyd. Dis nie so nie. As jy baie geld gehad het, sou jy presies geweet het wat om met jou tyd te maak. Maar nou jy te veel tyd en te min geld. En jy moet nou maar gaan sit en vir jouself sê, hey, ek moet hierdie waters bestuur. En weet jy wat, somtyds voel hierdie situasie en hierdie plekkie vir jou soos 'n bootjie wat sonder 'n anker binne in die watertjies ronddryf. Daar gaan my bootjie, hy is heen en weer, daar gaan hy dryf rond. Maar kom ek sê gou vir jou ietsie. As daar 'n kaptein in die boot is, dan kan hy sonder 'n anker wees. Dis oukei. As jy alleen in die bootjie is, en die anker is weg, is jy in die moeilikheid, jy gaan eindig Australië. Waarheen ook al hierdie strome jou vat, daarheen gaan jy, daar's party plekke waar jy glad nie wil uitkom nie. So, maak seker, dat die skipper is in die boot. Jesus Christus is in die boot. Solank die kaptein in die boot is, kan jy maar die anker optrek. Ek wil jy kan die anker weggooi. Want hy gaan vir jou stuur na waters waar rus is. Hy gaan jou in 'n veilige hawe bring. Hy gaan jou help in jou omstandighede wat jy nie weet wat om nou te doen nie. En ek en jy moet maar dit verstaan. Hebreërs 13 vers 5 sê hy, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En as jy sit en jy sê, ek en Annelien praat baie keer daaroor. Enige iemand wat by Spar of by OK of by enige ander winkel, maak die saak instap en gaan kos koop. Die blote goed wat ons gereeld doen om te lewe vir die week of vir die maand. Jy sal weet, daai 2 sakkies wat jy in jou hand dra, met net die broodnodige goedes in, hoeveel dit kos. Daar's tye jare gelede wat jy 'n waantjie kon vollaai en jy kon uitgaan daar aan die kant en jy sê, dis baie. Jy kan lankal nie meer 'n waantjie vollaai nie. Dis net nie moontlik nie. Sonder dat hulle jou toesluit by die bank of iets van daai goed nie. Jy stap in jou sakkies daar uit en jy weet nou, hier is nou 500, 600 rand hier binne my hand, 2 sakkies. Ek sê baie keer, en ek en Annelien sê dit baie vir mekaar, hoe bestuur enige mens sy situasie of sy finansies, as hy net SASSA inkomste het? Hoe doen jy dit?
Ek wil, jy praat nog nie van water of ligte nie, jy praat nie van 'n huis, 'n plekkie om te bly nie. Jy praat van niks ekstra nie, jy praat nie van gaan stop by die motorhawe en maak jou kar vol. Verstaan net, die geld is net min. En jy moet gaan budget, jy moet gaan sit daarmee en dit uitsorteer. Nie met wanhoop nie, want God sorg vir sy kinders. Ons het in hierdie tyd het ons gepraat oor die seisoen van finansiële druk. En ek het genoeg daaroor gesê. Ons kan God vertrou om ons te help binne in ons finansies, in ons moeilike situasie. So beplan deeglik met jou finansies. Maak seker dat jy weet hoe om jou finansies te gebruik. En in jou tyd wat jy het, vul dit met betekenisvolheid, man. Maak jou tyd vol met goeders wat sin is en regtig vir jou goed kan wees. So in die seisoen van ouderdom onthou, en ek wil hiermee afsluit, en dit is vir my verskriklik belangrik dat ons dit verstaan. God se roeping vir jou lewe en sy plan en sy doel met jou lewe gaan nooit verby nie. Al is jy oud, al het jy afgetree, al werk jy nie meer nie. Sy plan, sy doel, sy droom vir jou lewe bly nog steeds net so vas. As jy jou lewe, en ek sê dit nou vir almal, vir jong mense ingesluit, as jy van vroeg af in jou lewe en waarheen jy op pad is vasmaak aan God se plan, God se doel en God se roeping vir jou lewe. As jy dit daaraan vasmaak, sal die lewe nooit rigtingloos wees nie en dit sal nooit doelloos wees nie. Nooit nie. So soek intens daarna om vir God te vra, wat is u doel met my lewe, u plan, u droom vir my lewe? Want ek weet een ding, God het 'n plan en 'n droom vir elke mens op hierdie aarde. Dis hoekom jy gebore is. Jy's gebore met 'n doel, met 'n plan in God se hart. So hy het jou gemaak met 'n spesifieke doel. As ek en jy binne in God se doel vir ons lewens leef, as ek hierdie pad loop saam met hom binne in sy doel, voorsien hy altyd daarvoor. God roep jou nie en sê vir jou, sort dit self uit nie. Hy sê nie, hier is my droom vir jou en sê, sort dit self uit nie. Hy voorsien altyd sodat jy daai droom kan vervul. So, leef God se plan vir jou lewe reeds van vroeg af. Jy sal nooit sonder rigting wees nie. Jy sal nooit op 'n plek kom, maak nie saak hoe oud jy is, wat jy vir jouself sal sê, my lewe het nie meer 'n doel nie. Want jou lewe is nie vasgemaak aan hierdie stukkie wat jy op hierdie aarde leef nie, dis vasgemaak aan die ewigheid. Dis vasgemaak aan 'n goddelike plan wat vir ewig bestaan. So leef binne in dit en jy sal nooit op 'n plek wees waar jy kan sê, Here, ek het geen doel op hierdie aarde. Nee, daar's 'n goddelike doel vir jou lewe. En as jy dalk nou op 'n plek is waar jy sê, weet jy wat, ek het so 'n bietjie rigting verloor en sin verloor en ek voel nie meer ek het betekenis nie. As jy dalk op 'n plekkie is waar jy sê, Here, wat hoekom is ek nog hierso? Jy weet, dan gaan na Vader toe, gaan Jesus toe, Heilige Gees, gaan bid en vra, Here, kom maak u plan vir my lewe duidelik, Here. Al het ek net hierdie laaste sekondes van my asem op hierdie aarde oor, wat is u plan met my daarmee? Baie van julle het meer as genoeg tyd nou om God se doel vir jou lewe te leef. Meer as wat jy ooit van tevore gehad het. Van tevore was jy dalk vasgevang binne in jou werksomstandighede, binne in jou verdien van jou brood. En nou is jy nie meer daar nie. So wat is God se plan vir jou lewe? Lewe dit 100% voluit. Romans 11:29 says, for the gifts of the calling of God is irrevocable. Dit staan vas, dit gaan nie teruggetrek word nie. God se plan met jou lewe, dit bly vas staan. Hy sê, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik.
Dis onberoulik. So jy kan hier sit en sê ek is doelloos nie. Ek is rigtingloos nie, want God het 'n droom en 'n plan vir jou lewe. Maak jou ouderdom, jou seisoen van jou ouderdom. En moenie eers begin as jy oud is nie, man. Moenie daar eers begin nie. Begin reeds vroeg in jou lewe. As 'n jong mens, maak jou lewe vas aan God se plan, God se doel vir jou lewe. Jy sal nooit rigtingloos wees nie. Jy sal nooit doelloos wees nie. Jy sal nooit die belewenis hê dat jy geen waarde het en dat jou lewe niks beteken nie. So hou vas daaraan, ook in hierdie seisoen van die ouderdom. Kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Vader, dankie dat U 'n God is vir alle mense. Nie net vir jong mense nie. Nie net vir mense wat nog vol krag en beweeglik is en al die goeders is nie, Here. Dankie dat U ook vir die mens in sy ouderdom plek het en dat hulle ewe belangrik is vir U. Dankie, Here. Ons is nie doelloos en rigtingloos nie. Ons eer U daarvoor. Here, soms ons het 'n spreekwoordjie en U weet dit, Here, as jy oud word is nie vir sissies nie. Ja, en ons voel dit, en ons weet dit, Here, dis so. Maar ons weet, U is by ons, ook in ons ouderdom. En die pad wat ons vorentoe stap, hoe lank ook al, U is altyd by ons, U los ons nooit nie, U sal ons nie begewe en ons nie verlaat nie. Ons eer U daarvoor. Ons dank U daarvoor. Terwyl jy oë gesluit hou. Maar suster, miskien stoei jy met jou ouderdom, miskien stoei jy met die oud word of oud wees. Miskien is daar vrese in jou hart oor ouderdom en oor wat voorlê vir jou in jou ouderdom. En ek wil vanoggend saam met jou bid en Vader vra om jou te help ook in hierdie proses. As daar iets is in jou hart is waaroor jy bekommerd is of waaroor jy bang is of wat nie vir jou lekker is nie, ja, ons vra vir Vader om ons te help. Ons gaan hom vra vandag, kom help, Here. En miskien stoei jy met iets. Is daar iets van die goeders wat ek genoem het vanoggend waarmee jy stoei regtig in jou hart? Ek wil graag saam met jou bid. En vir die Here vra hom ook vir jou deur te kom. Miskien is dit finansies of verhoudinge, dit maak nie saak nie. Kom ons gee dit vir die Here. As jy wil hê ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete. Sê net, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U, Here. Ek vertrou U, Vader. Ek gaan nie uittrek, is daar nog iemand wat wil staan gou op, jy sê dit vir die Here. Here, hier is ek, hier is my ouderdom, dis in U hande. Vader, U sien hierdie mense wat voor U staan. U ken hulle harte, U ken hulle hartsbegeertes, U ken die goed wat in hulle harte leef en werk. Ek kom vra U in die naam van Jesus, dat U sal deurbreek in hulle hart en hulle siel en hulle gees, dat jy hulle gees opwek, Here, dat jy hulle toevou, dat hulle daar die absolute vertroue sal hê, dat jy hulle nooit sal los nie, altyd by hulle sal wees, deel van hulle lewens sal wees. Here, dat jy hulle doelgerigtheid in hulle lewens sal gee, om weer hulle doel, U doel vir hulle lewens te ontdek en te leef, voluit te leef, Here, ook in die ouderdom. Dankie dat U dit vir ons doen. Ons eer en ons loof U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.